Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons is in die begin van 'n nuwe week en vandag begin ons by 'n nuwe reeks wat ten doel het om ons in die geloof te versterk en ons nader aan Jesus te bring. Ons tema vir hierdie week is Jesus verander alles. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons deel 1 se tema vandag is Jesus verander my hart. En ons skriflesing kom uit die woord van die Here uit Esegiel 36 vers 26. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggaam verwyder en julle 'n hart van vlees gee. Liewe vriende, ons lewe in 'n wêreld waar mense gedurig probeer verander. Hulle verander hoe hulle lyk. Hulle wil graag hulle werke verander, hulle omstandighede of selfs hul identiteit. Maar tog bly daar dikwels 'n leegheid binne in mense. Die Bybel leer egter dat die grootste probleem van die mens nie buite hom lê nie, maar in sy hart. Daarom begin Jesus se werk nie bloot om omstandighede te verander nie, maar deur ons harte nuut te maak. Wanneer Jesus in 'n mens se lewe inkom, verander hy nie net jou gedrag nie. Hy verander die bron waaruit daardie gedrag vloei. Hy gee 'n nuwe hart wat hom wil lief hê en aan God gehoorsaam wil wees. Nou vandag staan ons stil by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. Ons eerste punt. Jesus verander 'n harde, dooie hart in 'n sagte, lewende hart. Voor ons tot geloof gekom het, beskryf die Bybel ons harte as geestelik dood en ongevoelig vir God. Sonde maak 'n mens se hart hard en koud. Ons dink maklik ons weet beter as God en leef vir onsself. Maar kyk wat beloof die Here in Esegiel 36 vers 26. Die Here sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee. Net God kan dit doen. Geen selfhelp boek, goeie voornemens of godsdiens kan 'n mens se hart verander nie. Jesus doen wat niemand anders kan doen nie. Deur sy Heilige Gees neem hy die harde, koue hart weg en gee hy 'n nuwe hart wat ontvanklik is vir God en sy woord. Dit is presies waarom Jesus ook vir Nikodemus gesê het in Johannes 3 vers 3. Julle moet weergebore word. Ware verandering begin dus nie by beter gedrag nie, maar by 'n nuwe hart. Ons tweede punt van vandag. Jesus verander ons begeertes. Wanneer Jesus 'n mens red, gee hy nuwe begeertes in ons lewens. Waar ons vroeër sonde liefgehad het, begin ons nou God lief hê. Waar ons vroeër net aan onsself gedink het, begin ons nou vra, Here, wat wil U hê in my lewe? Dit beteken nie dat 'n Christen nooit meer sondig nie. Ons bly mense wat elke dag teen sonde moet stry. Maar die groot verskil is dat ons nou anders wil leef, omdat Christus ons verander het. Paulus sê daarom in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Jesus verander nie net wat ons doen nie, hy verander wat ons begeer. Die derde punt vir vandag. Jesus verander ons lewe van binne na buite. Wanneer die hart verander, begin jou hele lewe verander.
Jesus verander die manier waarop ons praat. Hy verander hoe ons ander mense behandel. Hy verander hoe ons werk, hoe ons dink, hoe ons liefhet. Die vrug van daardie verandering word sigbaar in ons daaglikse lewe. Daarom sê Jesus, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Matteus 7 vers 16. Ons doen nie goeie werke om gered te word nie, geliefdes. Ons doen goeie werke omdat ons reeds gered is en deur Jesus Christus verander is. Ware Christendom is dis nie bloot uit uiterlike godsdiens nie, maar 'n nuwe lewe wat uit 'n nuwe hart vloei. Die grootste wonderwerk wat Jesus doen, is nie net om storms stil te maak of siekes gesond te maak nie, maar sy grootste wonderwerk is dat hy sondaars vernuwe en verander. Hy neem mense met gebroke, harde, sondige harte en maak hulle nuwe mense. Daarom is die vraag vandag nie eerste, het ek my lewe verander nie, maar die belangrikste vraag is, het Jesus my hart verander? Want waar Jesus die hart verander, verander hy uiteindelik alles in my lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vandag in 'n nuwe dag in U naam kan begin. Dankie dat U nie net ons sondes vir ons kom vergewe het nie, maar ook ons harte kom nuut maak het. Neem weg wat hard, selfsugtig en sondig in ons lewens is. En gee aan ons 'n hart wat U volkome liefhet en aan U gehoorsaam wil wees. Laat ons elke dag wys dat U ons van binne af verander het. Seën ook vir ons hierdie mooi dag en dankie dat ons vandag vir U kan lewe. In Jesus naam. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.